Een vlak van vrees is die vrees wat die ego na vore bring. Vir die ego is dit uiters belangrik dat ons die wêreld wat ons sien, vrees. 'n Wêreld gevul met geweld, oorlog, hongersnood, pandemies, gevaar, lyding, sterfte. Dit is alles betekenisse wat die ego gebruik om ons in 'n toestand van vrees te hou, sodat dit sy eie oplossing kan voorstel. So oorleef die ego. Dis wat die ego is. Maar les 13 neem ons nog 'n stap verder en wys na 'n dieper vlak van vrees. Nie net die vrees van die wêreld wat ons sien nie, maar die vrees vir die betekenisloosheid van daardie wêreld. En dit is een van die belangrikste temas wat oor en oor in die kursus voorkom. Die besef dat die wêreld wat ons sien, die beelde wat dit vul, die idees waarmee ons dit vul, die gesprekke wat ons daaroor voer, alle konsepte is idees, maar nie werklik nie. Hulle het geen betekenis nie. Hulle is nie regtig daar nie. Om betekenisloosheid waarlik te besef, is om 'n leegte te sien, 'n gaping, 'n stilte sonder inhoud. En die ego se begeerte, wat ons dikwels as ons eie begeerte beleef, is om daardie leegte te vul, om betekenis te skep, om sin te maak. Maar les 13 sê, hierdie vrees vir betekenisloosheid, hierdie behoefte om die leerruimte te vul, is gegrond in 'n dieper, meer ontstellende waarheid. Ons dink ons is in kompetisie met God. Dis ek of God. Dis 'n radikale vrees. Want as dit werklik moontlik was om teen God se wil op te staan, as God 'n wese was soos Thor of die ou man met die baard op die wolke, dan sou dit ontsettend wees. En op 'n oppervlakkige, konsepgebaseerde vlak, glo ons ego dit. Dit vrees God, en daarom vrees ons God, of liewer ons vrees liefde. Nie die liefde van 'n spesiale persoon nie, nie die liefde van 'n landskap of familie nie, maar die groot liefde, die eenheid waarin daar geen skeiding of persoonlikheid is nie. En dit maak ons bang. Les 13 wys ons in die rigting van hierdie waarheid. Onder die wêreld wat ons so dikwels vrees, lê daar 'n dieper vrees. Die vrees vir betekenisloosheid. Want betekenisloosheid voel vir ons soos 'n leegheid, 'n donker gaping. En ons eerste instink is om dit so vinnig as moontlik te vul. Maar hoekom is ons so ongemaklik met leegheid? Omdat dit ons neem na daardie plek waar die ego onmasker word, as magloos, betekenisloos. Die ego is bang vir liefde. Ons is bang vir liefde. Maar hierdie les gee die geleentheid om eerlik te vra, wat maak hierdie leegheid so vreesaanjaend? Wat maak betekenisloosheid so ongemaklik? Want onthou, ons skryf nie God se betekenis op die wêreld nie. God se betekenis vee ons in uit. Alles wat persoonlik is, alles wat afsonderlik is, alles wat spesiaal is, verdwyn sagkens wanneer heiligheid geskryf word. En dalk is dit die eindelike vrees, nie die einde van die wêreld nie, maar die einde van die ek, wat ek gemaak het. Ja, dit klink dalk groot en mystiek, ek verstaan dit. Maar die lesse van die kursus nooi ons nie om daarmee te spekuleer nie, maar om dit direk te ervaar. Ervaar die leegheid, die vrees, die neiging om in te gryp, en dan laat toe dat God daardeur werk. Les 13 mag eenvoudig lyk. Ons is nog vroeg in die kursus, maar die insig wat dit bring is diep. Die temas sal weerkom, met meer kompleksiteit, met ander oefenvorms, maar die kernboodskap sal dieselfde bly. Ons is verward oor wat ons is, en daardie verwarring kan genees word. As ons die lesse met oorgawe doen, sal dit genees word. En ja, dit mag vreesaanjaend wees, maar ons is nie alleen nie. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders. Leef in lig.